Sê. Goeiemiddag vriende, Louis hierso, uit Port Nolloth. Ek het so 'n oombliekie stilte, so ek kan so 'n bietjie met u praat. Dit was werklik 'n baie besige week gewees en ek kan met reg sê dat ons boude baie lam is. Die kantoor, se mense is 'n rukkie gelede weg en daarom kan ek net so 'n bietjie met u gesels. Daisy sal seker ook 'n bietjie by ons aansluit. Sy sit net hier naby en ek wil daarom net, hallo Daisy, jy is daar net so 'n paar meter van my af, maar ek wil heel eers vir haar hallo sê, vir haar familie, vir die wat lief en dierbaar is vir haar. Baie welkom by hierdie spesifieke uitsending. Dan wil ek daarom ook net laat ek net vir haar swinkie blaas voor ek moeilikheid het. Sy sal nou kom hallo sê vir julle. Ek wil net seker maak dat ek die regte blad is, en terwyl hulle nou die link stuur op die verskillende groepe, dan moet dit asseblief ook op die Arend groepe net deel, dan kan ek met u lekker gesels. Ja, dis weer Sondag en daarom is dit weer tyd vir my om net bietjie oor die nuus te gesels. Rapport was vir 'n redelike rukkie relatief stil, buiten dat hulle verlede week gepraat het oor die kwessie dat ek privaat inligting gebruik om dan vyande by te kom, en ek het 'n hele video daaroor gemaak om dit in perspektief te stel, dat dit gaan daaroor as mense ons lewe bedreig, dan sal ek alle bronne gebruik om inligting te kry van die mense wat dit wel doen, en jy sal sien dat ek deur die howe optree teen die sogenaamde vyande. Daar volg 'n paar arrestasies in hierdie week en die volgende week, so vinnig as wat die polisie by hulle kan uitkom. Ons sal die admin van die vyande groepe laat arresteer en dan kan ons verder lekker werk op ons verskillende groepe. Mens sit maar een voet voor die ander, en soos wat dit nou maar in die gereg gaan, vat dit 'n paar weke voordat die polisie by die spesifieke leiers en admin van die vyandgroepe uitkom, en dan sal hulle maar net 'n paar nagte in die polisie selle spandeer, en dan kan hulle mos maar kom verduidelik of hulle verder wil aangaan met hulle wanvoorstellings. Ek gaan ook, ons het ook besluit om Media 24 te dagvaar. Ons is besig om al ons skietgoed, bewyse, en van die begin af net baie mooi teen Johan Eybers en teen Jana van der Merwe en die paar ander wat geskryf het net reg te kry, dat ons dit ook net oordentlik in die howe, soos Walter sê, ventileer, en dan kan ons nou vir Rapport en Media 24 die geleentheid gee om in die hof te kom sê waarom hulle goed op 'n sekere manier oordra aan die publiek, en dan kan die howe mos besluit wat waar was en wat onwaar is, en dan kan hulle dan op 'n kwantum besluit wat Media 24 'n checkie vir my kan uitskryf net ter vergoeding. So dit is maar die pad. Dit gaan seker so 2 of 3 jaar in die howe, miskien 4 jaar in die howe wees, maar ek het baie geduld. Ek sou baie graag nog 'n paar 100 miljoen net byvoeg, dat ons spesifieke stryd in Namakoland verder befonds, en dat dit gaan goed gaan met almal van ons ook. So ek sal daai skadevergoedings eis, soos wat dit nou maar aangaan in die howe, sal ek ook met u deel. En natuurlik sal ek alles met u deel rondom die aanloop tot November, waar daar seker maar weer 'n uitstel sal wees op die likwidasie aansoek van Talimix, omdat daar mense wil toetree, maar die toetrede beveg ons deur te sê, maar daar is nie meer 'n aansoek gewees nie, so waartoe wil jy toetree? 'n Ding wat dood is dood, jy kan hom nie lewend maak nie. Goed, ek wil nou met julle praat oor twee goed.
Ek wil met julle praat oor die Woeskusfees van Veronica van Dijk, wat sy by haar gasteplaas Houthoop, so 10 km suid van Kleinsee, so suid oos van Kleinsee aangebied het. Dit is so eentjie op die Kommagas grondpad. En dan wil ek julle net so 'n bietjie inlig. Nou, julle sien sekere skrywers, Dirk Lotriet was saam met ons, Sonja Brown was saam met ons hier, en het alles eerstehands kon beleef. So die Waarheid Media, sowel as die radio, was saam met ons op die toer, en hulle is nou eers hier weg, so hulle kon alles baie mooi dek en baie mooi self beleef. Dit was ook die mikpunt gewees, dat ons ten minste so 24 mense uit ons Johannesburg kantoor, en dis daarom nou nie almal nie, dis so bietjie meer as die helfte van ons kantoor het ons hier gehad, so ek sê jammer dat ons nou nie elke telefoonoproep moontlik kon hanteer hierdie week nie. Ek weet daar's baie mense wat op die Arende groepe moet kom. Ons gaan dit afsluit, die toevoeging tot die Arende groepe, dat ons net met die Arende groepe daarom kan voortgaan, en die 1 of 2 of 3 of 5 of 100 wat nou nog nie op die Arend groepe is nie, omdat julle laat is met julle registrasie op die wallets. Ons sal afsny tyd gee, en dan gaan ons net met die mense voort wat regtig ernstig is oor ons besigheid. Ons het nie regtig hierdie crowds nodig wat saam met ons gesleep word nie. Hy groei weer uit 'n kern baie vinnig, en dan kry ons die regte soort mense wat op ons groepe is. Ons wil nie meer mense hê wat ons afronteer, wat vragies vra, wat nou al vir 'n paar jaar baie duidelik blyk. Baie eenvoudige konsepte en ooreenkomste wat ons gesluit het, en so aan. Dit is nie moeilik nie. Ek dink meeste Afrikaners is relatief intelligent op ons groep, en hulle kan Afrikaans verstaan. As hulle nie Afrikaans verstaan nie, dan sal ons dit net vir hulle in 'n ander taal verduidelik, of miskien die mixed taal van die jeug, dat hulle ook kan verstaan wat in ons kontrakte staan en waarmee ons besig is. Maar die meeste mense se gees is pragtig op die Arend groepe, en as jy as deel van die 18.600 mense op hierdie groep nog nie op die Arend groepe is nie, dan sal ons miskien vir jou nog hierdie week geleentheid vir 'n dag of 2 gee, maar daarna gaan ons nie meer geleentheid gee vir mense om op ons wallets te kom nie. Goed, baie dankie. So, ek wil praat oor die Woeskusfees dan van Veronica van Dijk. Soos wat julle weet, is Veronica die DA se skademinister van sport en kultuur. Nou, ek weet nog steeds nie wat presies 'n skademinister is nie. Dit is miskien soos hier om hierdie swembad, waar die skaduwee so val, en dan moontlik is daar 'n minister wat skaduwees beheer ook nodig. Ek weet nie, ek hou meer van mense wat in die son en in die lig opereer. Dit is vir my lekkerder. Maar kom ons probeer uitvind. So, sy het nou haar portefeulje daarom eenmal 'n jaar, probeer sy haar portefeulje volstaan waar sy nou 'n party hou vir die wit mense van Kleinsee. En dis beautiful, dis alles beautiful, maar die hele ding is, dit is 'n show. Dis 'n show, en dit is 'n front wat Veronica van Dijk kom voorhou aan die mense van Namakoland, dat sy omgee vir die kultuur van die Namas en vir die bruin mense. Maar ons ken haar nou baie beter. Ons weet dat hierdie minister eintlik net die regte van en voorregte van blanke mense, maar spesifiek ook van die ryk blanke mense wil verdedig. Dit is baie lank bekend. En sy sal met my in debat moet gaan, want ek het deur baie jare al die bewyse dat dit haar motief is. Maar wat die Woeskusfees aanbetref, het ek in die week mos nou die toer deur al die gemeenskappe gedoen, en het die mense opgekom in hulle honderde, en in Port Nolloth
seker om en by 700 mense wat opgedaag het, en die ander kleiner gemeenskappe is die gemeenskappe natuurlik maar kleiner, en daar was so 250 in Hondeklipbaai, 123 in Kommegas, so 300 mense, of so ook miskien 250 mense in Buffelsrivier, en dan in Oukiep, het die munisipaliteit op nommer 99 in die saal vir iemand anders gegee, en ons moes wag dat mense vervoer kry na Carolusberg, waar ons afgesluit het. Steinkop, 'n baie goeie opbrengs gewees, en elkeen van hierdie sale het Veronica van Dijk een persoon geplant om haar sê te sê, maar hulle is daarom baie vinnig deur die ander mense in die gemeenskap net gesê om eerder te gaan, en hulle het maar die ou plekkies verlaat. Gelukkig was dit regsteekse uitsendings, so almal kan sien dat niemand hulle beïnvloed het buiten die gemeenskap self, wat die leuen wat Veronica van Dijk vir baie jare in Namakoland probeer voorhou, naamlik dat Louis onwettig delf en dat hy onwettig smokkel, en daarom my naam wat Media24 ook saam met haar heeltyd gebruik, Diamant Smous. Ons weet dat die Diamant Smous nou die grootste myne in Namakoland reeds onder beheer het en onder bestuur, 144.000 hektaar, en dit strek van Buffelsbank op Langhoogte, Predikantsvlei, al die plekke tot in Kleinsee. Ons het ook die final recovery van De Beers van Kleinsee onder bestuur. Ons het dit wel nie nodig nie, en daarom het ons vir hulle gesê, nee, ons wil dit nie gebruik nie, dit is ou infrastruktuur, en mens kan nie dit as 'n final recovery aanwend nie, en ons konsentreer met ander woorde ons final recovery in Koingas, waar ons die diamante dan myn, wat julle kan sien, wat ek so nou en dan vir julle net op die Facebook plaas. So Diamant Smous is ek nie, ons is wel nou van die grootste myners. In Namakoland, daar's nuwe myners wat ons bewus is van, 3, wat ook nou sê hulle het die Woeskusfees gesponsor. Ek ken die 3 persone en ek het niks teen hulle nie. Dit is maar net, hulle het wel die real dancers wat ingebring het as 'n tipe van 'n window dressing by die Woeskusfees, het hulle gesponsor. Ek dink hulle R3000 gegee. Nou dit is min of meer ons brandstof wat ons die eerste dag aan die leiers van die NPC vir die 2 ure wat hulle gery het gegee het. So 'n toer kos vir jou hier dig by R1 miljoen, om dit al die mense te mobiliseer, te laat vlieg, te laat ry. So ek dink die 3000 vir die real dancers het dalk uit ons klein sak gat uitgeval, toe daar 'n gat was in ons broek. Ons sal moet gaan kyk of die R3000 dalk opgetel is deur iemand, om dan te sê hulle is 'n sponsor by die Woeskusfees. Ons het ook met Namakwa Radio, natuurlik NFM, gepraat, en hulle het gesê nee, die Woeskusfees wou hulle nie betaal vir die moeite wat hulle sou doen om uit te saai nie, maar ek sien wel die NFM board was baie groot regs van die verhoog by die Woeskusfees, so ek moes nie die waarheid daaromtrent ook gaan verifieer, en daar het Veronica van Dijk natuurlik weer gelieg en gemaak asof die NFM ondersteuning gegee het aan die Woeskusfees, wat natuurlik nie so is nie, wat ek baie mooi met NFM self geverifieer het en hulle vir my gestuur het. Die mense het nie, hulle was eerder in Kubus, waar hulle oor die naweek besig is met 'n kerk se verjaardagvieringe en ander organisasies 80-jarige vieringe, so dit is ook nie waar nie. Ek probeer werklik die waarheid soek in Veronica van Dijk se optrede. Ek kon nou in 4 of 5 jaar nie die waarheid kry in enigiets wat sy doen nie, so ek neem aan daar is geen waarheid te vind nie. Nou dit laat my aansluit by wat gebeur het by die Woeskusfees. Ek het vir elke gemeenskap 10 kaartjies aangebied in die toer wat ek gedoen het, en ons het uiteindelik 116 kaartjies gekoop. Daar was aanvanklik net 75. Ek sien dat Veronica van Dijk die wet oortree het deur die kopers van die kaartjies spesifiek aan die vyandgroepe waarop sy sit
met haar skaduwees waarop sy sit, het sy deurgegee en dan die identiteite van die kaartjiekopers. Ek versoek Veronica van Dijk hiermee om alle kaartjiekopers van die Woeskusfees se identiteit asseblief bekend te maak en aan ons te stuur en te publiseer op die vyandgroepe asseblief. Ek sal dit baie waardeer. Veronica, doen dit net vinnig. Jy het nou baie tyd vandag, Sondag, nadat jy gaan voorsit in die kerk en almal se tyd gemors het met net 'n aansit storieetjie. Stuur asseblief vir ons net die hele lys van name wat die Woeskusfees bygewoon het, sien dit dat jy bekend gemaak het wie die mense is op vyandgroepe wat dan nou die Woeskusfees bygewoon het, wat ek gevra het of hulle daarom net ook verteenwoordig kan word. By die Woeskusfees is daar baie interessant 2 insidente gewees en dit is reeds aan die polisie bekend. Ek was gisterand by die Kleinsee polisie sowel as Port Nolloth polisie en ek moet sê baie dankie aan kaptein Beeslaar wat daai tyd van die nag bereid was om met my te praat. Hy toe net uit die kerk uitgekom en hy het gesê groot seën in sy lewe. Ek verstaan hy was net daarna by die Woeskusfees met 'n rooi baadjie. Ek sal dit net nog bevestig met hom. Maar die feit is, ons het hier met rooi badges met die mure te doen gehad wat moeilikheid gemaak het met die mense wat ons voor kaartjies gekoop het en dit sal ons nou breedvoerig in die Waarheid Media verkondig en die Star gaan ook 'n storie daaroor doen, IOL gaan 'n storie daaroor doen, die hele Independent News gaan hierdie rasisme wat deur Veronica van Dijk in Kleinsee bedryf word aan die groot klok hang. Ek het die DA se provinsiale woordvoerder gekontak. Ek sukkel om vir Helen Zille antwoord. Ek is op haar selfoonnommer. Ek het haar ook gekontak van tevore. Ek gaan haar hieroor ook kontak dat ons net bietjie kan uitvind wat presies die bedoeling was van ons skadeministertjie hierso, Veronica van Dijk by Hout Hoop of Mishoop. Partykeer het ek die naam van die plek nie reg nie. Goed. So, een van die dinge wat ons moet weet is dat daar is toilette vir blankes en toilette vir swart mense gewees, vir bruin mense by die Woeskusfees. Dit is vir my nuut dat 'n mens aparte toiletgeriewe vir Suid-Afrikaners in die jaar 2023 het. Die polisie het gestaan voor die toilette van die blankes en die bruin mense en swart mense kon nie daar ingaan nie. En dan het hulle apart gestuur na 'n ander plek toe. Nog 'n ding wat belangrik is, die bruin mense mag nie gedans het voor die verhoog waar die kunstenaars opgetree het nie. Dit was net die blanke mense wat toegelaat was om te dans voor die verhoog. Die bruin mense is gevra om daai posisie te verlaat. Hulle moes ook een kant sit. Hulle kon nie op die stoele sit wat daar beskikbaar was nie. Dit was gereserveer vir die blankes. Daar was geen plek vir die bruin mense om te sit nie en hulle moes op muurtjies en op boomstompe sit. Dit is die ondervinding wat ons 116 feesgangers beleef het vir wie ek gehelp het. Nou kom ek sê dit vir julle, die kaartjies het R350 gekos by ons Skaduwees fees en as gevolg daarvan kan geen regtig mense wat in die omgewing is, wat nie gegoede mense is nie, kon nie die fees bywoon nie. En dinge is geweldig baie duur by die fees. En daarom het ek vir elkeen R500 gegee van die 100 of so aan 100 en ek dink 116, R500 elkeen gegee as spending money, sodat hulle daarom ook net 'n fees kan geniet soos hulle ander blanke broers in Kleinsee en in Namakoland. Nou goed, soos wat ons weet is Veronica van Dijk die hoofsponsor die krimineel Tiaan Lombard, die gevonniste krimineel Tiaan Lombard van AI Switch. Dit is ook die persoon wat ons wallets gestop het en beweer het hy doen werk vir die valke of vir nasionale intelligensie of staatsintelligensie en ons het daai hofsaak teen Tiaan gewen
en daar's verder hofsaake wat kom as gevolg van die skade wat ons ly, en daar's selfs mense wat hy nou nog nie betaal het nie, uit die wallets nie, so daar kom optrede, maar dit is haar hoofborg. Maar Veronica van Dijk beweer natuurlik in die navraag waar Media24 my so 3 dae voor die fees genader het en vir my gevra het, nou luister hierso, kan hulle net iets verstaan, en inteendeel ek gaan dit vir julle lees, waar ons net dinge baie mooi agter mekaar kry rondom wat ek sê. Nou, wat die spesifieke Media24 verteenwoordiger vir my geskryf het, is die volgende. Jammer dat ek net 'n oombliekie vat om daarby uit te kom, en dan sal ons mooi verstaan. Net 'n oombliekie. Goed. Hulle skryf, dit is nou Media24, die toiletpapier gatvee blaadjie wat op Sondag aan ons Afrikaners opgedis word as 'n koerant, maar dis eintlik net 'n propaganda stukkie, dis eintlik 'n vorm van terrorisme. Lees ek vir u: Goeiemiddag meneer Liebenberg, Anina Burger van Netwerk 24 in die Noord-Kaap. Ek het vandag verskeie boodskappe van bekommerde inwoners van Kleinsee ontvang wat sê hulle het gehoor dat jy glo 75 kaartjies vir onwettige delwers gekoop het om die Woeskusfees by die Houthoop gasteplaas by te woon. Dan skryf sy, die inwoners is bitter bekommerd dat die bywoning van hierdie delwers die fees gaan ontwrig. Hallo baby. Kan my meis? Ja, ek is net besig om te praat, ja. Ok my liefie, jy kan hier so by kom sit as jy wil. Ok met poplap. Nee, ek hakkie. Nee, ok met poplap. Ok, die inwoners is bitter bekommerd dat die bywoning van hierdie delwers die fees gaan ontwrig en mense dan in gevaar sal wees. Ek wil graag net jou kommentaar hoor of dit wel so is, en indien so of die gemeenskap enigiets om hulle oor te bekommer. Nou kom ek vertel vir jy, daar was 2 insidente waar die een persoon van Port Nolloth, 'n bruin man, het na die kroeg toe geloop en hy wou graag 'n drankie bestel met sy geldjie, want hy het nou mos 'n geldjie om te spandeer. Hy het na die kroeg toe geloop en 'n blanke persoon het langs hom gestaan en vir hom gesê hy moet uit die pad uitkom want hy wil bier koop. Toe sê die kleurling of bruin man vir hom: luister hierso, ek is ook hier om 'n bier te koop, asseblief. En toe draai die blanke man om en hy stamp hom en hy slaan hom en hy klap hom. Ok, dis die eerste insident. Die polisie is natuurlik deur die wondervee Veronica van Dijk toe ingeroep met al haar rooi badges in sekuriteit wat sy by haar het. Dit is nogal interessant dat die sekuriteit by haar was dieselfde sekuriteitsmaatskappy wat ek nog vir 'n rukkie gebruik het, en ek sal net vir die baas van daai sekuriteitsmaatskappy vir wie ek R670,000 'n maand betaal, net graag wil by hom hoor, wat was nou werklik die rol van Veronica se sekuriteit, terwyl sy vir almal wat weet het, hulle kan nie sekuriteit saam inneem by die spesifieke feesgronde, en natuurlik het ek dit ook nie gaan bywoon nie, want ek sal mos nou nie daar instap in die veeverhaal van ons skademinister wat probeer moeilikheid maak nie. So, dis die eerste insident. Die tweede insident is Veronica van Dijk natuurlik baie bewus wie die NPC-lede is, en onder andere dan het sy een van ons NPC-leiers het 'n argument met haar betrokke geraak, en die argument het so geklink: Veronica van Dijk het gesê, maar luister, dit lyk of Louis Liebenberg net mense ingestuur het om te kom moeilikheid maak by haar Woeskusfees, dat hy nie verstaan waaroor dit gaan nie. En toe het die leiers vir haar gesê, maar luister, ons is net hierso om saam met ander Namakolanders, Namas, hierdie fees te geniet, maar die fees is nie verteenwoordigend nie. Daar's byvoorbeeld net 'n bietjie van 'n window dressing, maar die mense wat julle het om op te tree is nie mense waarna die Namas luister nie. Dit is nie populêre musiek vir hulle nie.
En toe daar woordewisseling ontstaan tussen die leier van die NPC en Veronica van Dijk en die omstanders, en hy het toe vir hulle gesê, maar julle is in elk geval op ons grond, julle moet ons gedra, julle het hierdie grond by ons voorouers gevat, en natuurlik op daai punt het Veronica haar henchman ingestuur en is ons leier van die NPC, een van die leiers wat julle nou sal sien in die koerante, is hy gearresteer en na die Kleinsee Polistasie geneem. Ek het toe onmiddellik uit Port Nolloth vertrek daarna, toe ek dit gehoor het en die terugvoer gekry het, en ek het na die Port Nolloth Polistasie toe gegaan, en daarso met die ek dink dit was 'n sergeant, ek moet nou nee, dit was 'n adjudant met wie ek gepraat het, en die adjudant konstabel het ek mee gepraat, en ek ken hom al van well-for-you se dae, hy ken my, en ek het gesê, hy moet net so aantekeninge in die incidentboek maak, want Kleinsee Polistasie maak gewoonlik 7 uur in die aand toe, dan vou hulle mos nou die lamppale op, en die strate en so aan, en dan gaan die polisie nou huis toe, maar hulle het nou, lyk vir my, vir Veronica, het hulle die polistasie oopgehou, maar miskien hou hulle dit naweke langer oop, ek is nie seker nie. En toe het vir kaptein Beeslaar gebel, wat die in beheer is van die Kleinsee Polistasie, en ek het toe die 50 of so wat kilometer met die grondpad gery na die polistasie toe, en toe ek daar kom, toe was 'n sergeant Kloete daarso, en ek het vir sergeant Kloete net gesê, luister hierso, ek is net hierso om vir ons man van die NPC navraag te doen of hy hier gearresteer is. Hy het toe bevestig, hy is toe nou gearresteer, en hy was nou daar, en hy het gesê, nee, maar hy is kalm en bedaard, en ek het gesê, ek sal maar wag tot hy buite die polistasie, tot hy vrygelaat word, en toe ek moet sê, ek het my hele storie vir hom mooi verduidelik, die geveg wat Veronica deur my veg in die op vyandgroepe en in die koerante, en dat ons skaduweeminister ook in Kaapstad Hof 'n saak wat sy gemaak het namens president Ramaphosa, en die DA, want die DA is mos baie in die gat gekruip van president Ramaphosa, en ek het toe net gesê, maar luister hierso, dit is eintlik waar hierdie ding vandaan kom, en daai saak het sy nou wel teruggetrek in Kaapstad, maar hierdie ding is die feite, en sy hou aan met die. Nou, die feit dat daar vandag 'n storie is, Derrick los Louis na hy sleg praat oor Nadine, is natuurlik totaal en onwaar, en ek het dit nou met Derrick bevestig, dat Derrick het net gesê, hy het net ophou praat, maar dit is ook nie so nie, want wat gebeur het is, ek het alle WhatsApps wat ek en Derrick praat. Nou, ek wil dit nie in die stadium openbaar maak nie, maar die laaste WhatsApp het gehandel oor die feit dat hy ongelukkig nie die Woeskesfees van Veronica van Dijk kan bywoon nie, omdat AE Switch se Tian betrokke is, wat natuurlik sy meisie Nadine sponsor, vir haar kar koop en ook vir haar 'n huis gegee het om in te bly, en natuurlik ook verder kan ek bevestig dat daar baie meer as net gewone vriendskap tussen haar en Tian Lombard van AE Switch is. Maar dit moet julle maar nou in die storieboeke en in die sprokiesverhale lees. Dit is nie vir my om daaroor te besluit nie. Dit vat nie 'n baie intelligente mens om te verstaan wat aan die gang is in Namakwaland nie. Ons het hierso vir Veronica van Dijk, wat 'n skademinister van die DA is, wat deur die DA beskerm word en wat deur die geldmag opgeslurp is. Daarom is sy vreeslik opgetrek nou met die nuwe mynmaatskappy wat aan noord van Kleinsee is, en probeer sy ook maak dat interfereer in die permitte op hoogvlak wat ons het oor die hele Weskus gebied. Weskus 144.000 hektaar. Sy probeer ook vyandskap tussen my en die nuwe myner stig. Sy het byvoorbeeld 'n bewering laat die wêreld ingaan, en sy moet daarop kom antwoord dat ek 'n heat op een van hierdie nuwe myners gereël het vir R1 miljoen. Dit is wat in Namakwaland aangaan op die oomblik. Nou, ek reël nie heats op niemand nie. Ek het nog nooit iemand seer gemaak of doodgemaak nie.
Dit weet almal, net so min as wat ek by hierdie onwettige delwers stene koop, diamante koop, want ek het nie nodig om dit te doen nie. Nou, wat belangrik is om die kontak, haar seun Wian, het ek reeds gesê, het saam met Ronel se skoonseun in 'n huis op 'n plaas gebly by Lyngsburg, en daar het hy diamante gesmokkel, die seun Wian. Dit is nou Veronica van Dijk se seun. Ek dink nie daar is 'n kwessie daaromtrent dat Veronica van Dijk se seun steeds daarmee besig is nie, en dat hulle eintlik maar net hulle turf probeer beskerm. Maar ons sal dit in die hof moet uitkarteer om uit te vind wat nou werklik is. Ek sal die WhatsApps bring van die stene wat aan my aangebied is deur haar seun, en dan gaan ons dit in die hof nou maar oordentlik uitpraat. Maar wat ons wel weet, is dat I.E. Switch wat sê hy is 'n polisie-informant of 'n valk-informant of 'n staatsintelligensie-informant, dat hy die veroordeelde misdadiger, hy het 8 jaar tronkstraf uitgedien van, ek dink 15 of 20 jaar wat hy gekry het. Ek weet nie hoeveel het hy afgekry, omdat hy dan nou as 'n staatsinformant optree nie. Dit kan ek nie met reg sê nie. Maar dit is nou Veronica van Dijk se hoofsponsor vir haar Woeskusfees. En hy probeer nou besigheid hier kom doen hier in Namakoland, bloot omdat Nadine hier kom sing, en hy met Veronica van Dijk nou daai kontak gemaak het. Nou dit was nie kontak wat ooit bestaan het van tevore nie, dis nou 'n nuwe kontakkie wat nou gemaak is, sodat Veronica van Dijk haar mense kan instuur. Tian met sy geld, hy het, soos julle weet, 100 miljoen of so, sy administratiewe koste, bankkoste by ons geverg, en hy het nou baie geldjies agter hom van toe af. Ons het hom 'n ryk man gemaak om nou te kan sponsor by die Weskus of by die Woeskusfees. So die krimineel Tian Lombard en die smokkelaar Wian se ma Veronica van Dijk doen die Woeskusfees. Hulle trek vir Nadine in, en nou is daar 'n artikel, dit is verregaande dat sy my sou vergiftig, sy is 'n sagte mens. Nou goed, ek het met Derrick oor gepraat vanoggend, en ek kan sê dat ons mekaar in die week gaan sien, en ek sal ook die Waarheid Media se redakteur saamvat in hierdie gesprek. Dit is logies dat Nadine se reputasie beskerm moet word deur Derrick, en ek verstaan dit. Ek het nog nooit vir Nadine self ontmoet, buiten om al wat te sien by Afrikaans is groot of op Derrick kon haar nog nooit in al ons ontmoeting saamneem nie, want sy wil nie saam met Derrick gesien word nie. En dit is 'n feit. So my ondersteuning het vanaf die insident waar Derrick beland het in die hospitaal, die volgende aand nadat ons hom gesien het by Rian se restaurant, Rian van televisie, Rian van Heerden, het ek hom gesien, en die volgende aand is hy nou na die kerk toe daar by Moroletta en die oorseese sanger stories bygewoon, en daai nag het hy gaan slaap, en Nadine het by Stoetbul of een van hierdie lekker kuierplekke so 12:30 in die aand opgedaag. Dit het ek gehoor by baie bekende mense wat ook daar is, en Nadine het hom blykbaar die volgende oggend gekry, en toe nou die ambulans gekry die oggend, maar hy het eers by die Steve Biko Hospitaal die middag 5:00 behandeling ontvang. So Nadine moet vir ons kom verduidelik, terwyl sy so sag is, of sy hom saggies net nie hospitaal toe gevat het in daai tyd tot 5:00 nie. Ek sal graag Nadine se direkte antwoorde oor hierdie goed hê, want sy praat deur Derrick en sy praat deur Tian. Al wat ek weet, die aand toe ek vir Derrick ontmoet het by Rian, het hy vir my vir geld gevra. Die bedrag was 10 miljoen rand gewees. Hy was baie angstig nadat Nadine hom gebel het en gesê, Tian weet, sy is by my, en sy het gesê, Tian wil weet of Derrick saam met my by Rian is. So Tian
volg mense en hy wou dit by Nadine ook weet. Die waarheid is dat Nadine en Tiaan se telefoongesprekke baie gereeld is, nie net oor hierdie spesifieke sponsorship nie, maar dat dit baie omtrent soos 'n blou film lyk. Okay, so en dit moet ons ongelukkig nou vir mekaar sê, 'n blou film is 'n blou film. En ek hou nie van pornografiese gesprekke, tensy dit my meisie is nie. Mense het dit nie met enige iemand anders nie. Nou Derrick het die reg om te aanvaar wat hy wil. My saak is met Derrick, met sy ma, met sy pa en om sy familie te beskerm. Dit is wat ek gedink het ek doen toe ek na die hospitaal toe is, want 'n man wat 'n Springbok liefling is, word nie ingeboek in 'n Steve Biko hospitaal nie. Dit werk gewoon nie so nie. Wat jy doen is, jy staan saam, al het hy nie 'n mediese fonds nie, wat hy moes nog op ons mediese fonds gekom het. Hy het nie sy inligting vir Nikkie gebring nie, en Nikkie kan hom nie op die mediese fonds gekry het nie, sy het gewag vir sy inligting. En daai aand voordat hy was, het hy weer gevra, oom Louis, ek gaan definitief my mediese fonds besonderhede, ek gaan die idee, ek gaan die goed bring, sodat ek op die mediese fonds kan kom, en wie ek op die mediese fonds wil hê. Dit het hy daai aand vir my gesê, toe hy die 10 miljoen wou hê, voor Rian's restaurant. Van toe af praat ons met mekaar, en Derrick inteendeel het vanoggend nog met my gepraat, so hy sê die koerante praat nonsens, dat hy nie met my praat nie. Hy het bloot opgehou praat, omdat hy wou geweet het, of hy gaan geld kry nou, en ek het vir hom gesê, ek gaan met Dirk Lotriet, gaan ek na hom toe kom, en ons sal die pad vorentoe bespreek. En die rede is gewoon gewees, ek het sy ouers en sy sussie ondersteun in hierdie proses, en ek wou seker maak, dat die geld reg aangewend word, terwyl ek nie weet nie. Intussentyd is dit soos hy sê, raak hy weg, en dan terwyl ek dan nou besig is op toere en dies meer, is dit so dat ons net 'n sinnetjie of 2 met mekaar praat. Maar ek en hy het ooreengekom om mekaar in die week te sien. So Jan Eybers, Derrick sê jy lieg. Hy sê jy lieg. Hy sê Media 24 lieg rondom die benadering wat hier volg. Die feit dat hy van Nadine beskerm is goed. Ek het nie 'n saak met Nadine nie. Ek het 'n saak met Derrick, sy familie en sy sussie. Nadine het Derrick se familie uit Derrick se huis gejaag 2 dae nadat Derrick uit die hospitaal uitgekom het, en ek het net gevoel dat ek my oor hulle moet ontferm wat ek gedoen het, en hulle is veilig gewees in 'n gastehuis, en later kon hulle teruggaan, maar Nadine het verdwyn, en sy wou toe gehad het 'n bediende ek het al die spesifieke inligting, 'n bediende moet na Derrick omsien, wat sy ma natuurlik nie meer gelukkig was nie, want Nadine is dan so lief vir hom, en sy het hom dan so vreeslik gemis, en al hierdie goed, en sy het net beklei van daar af. So, natuurlik sal Derrick dit aanvaar, maar ek is 'n ou mannetjie, ek is net in 64 gebore, ek het vroumense gesien, en dit is nie vir my moeilik om te kan evalueer wanneer iemand goed is vir iemand, en wanneer iemand baie sleg is vir iemand nie. Ek dink solank as wat Nadine nie in waarheid gaan lewe teenoor Derrick nie, gaan sy hom vernietig, en gaan Derrick nie die stand kan maak wat hy in die samelewing verdien om te maak nie. Ek dink hy is 'n ongelooflike intelligente, talentvolle man. Hy het pragtige werk begin doen by die Waarheid Media, met veral Nikkie van der Berg, en ook met die skopskole, en ek sal graag wil sien dat hy nie deur 'n vrou vernietig word nie. As Nadine nie die vernietigingswerk wil saai nie, dink ek, sou sy my lankal kom ontmoet het, wil uitvind wat my motiewe is, en so aan, maar ek dink nie sy stel belang nie, sy stel wel belang in Tiaan Lombard van AE Switch se geld, maar eintlik moet sy weet, daai geld kom van ons af, wat eintlik maar net fooie was, die 100 of wat ek al miljoen, wat AE Switch by ons gevat het oor meer as 18 maande periode, en daarna nie die game gespeel het nie. So natuurlik is hier 'n groot geveg wat gaan uitbreek tussen my en die krimineel misdadiger
Tiaan Lombard, wat Veronica van Dijk se Woeskusfees. Nou, so Veronica van Dijk behoort nie probleme te hê met kriminele nie, sy werk sommer lekker saam met hulle as hoofborg, en daarom behoort sy glad nie 'n probleem te hê met onwettige delwers, wat ons nou wettig maak deur hulle te help op ons myngronde nie. Ek dink Veronica van Dijk behoort dankie te sê vir Louis, en vir al die mense wat betrokke is in hierdie poging om die eerste 300 mense op die myngronde te laat werk, sodat daar 'n oordentlike samewerkingsooreenkoms tussen die Namadelwers en die junior miners op die toneel kom, soos wat ek al vir jare poog om te doen en om vir hulle permitte te kry. Nou het hulle permitte. Ons permitte is hulle permitte. Hulle kan kom werk op die grond waar hulle gebore is. Niks gaan hulle keer nie. Nie Veronica en nie die DA wat 'n valse voorwendsels het van hulle wil kamp te help. Die DA en die ANC is nou dieselfde party. Daar is absoluut geen verskil tussen die twee nie. Julle kan dit sien deurdat hierdie skaduwee minister my so veg namens mense soos Ramaphosa. Nou, ek sien vir Beketsele Dinsdag en ek sal met hom 'n gesprek hê spesifiek oor Veronica van Dijk. Ek het reeds baie wyd gepraat. Julle sal ook sien dat Karl Niehaus geskryf het oor Veronica van Dijk se diskriminasie hierso. So, alles wat in 'n rapport staan rondom Derek Hougaard het alle kontak met Diamantsmith Louis Liebenberg verbreek, is absoluut onwaar. Ek het die WhatsApps tussen ons. Dit is ek wat te besig is op die oomblik en wou seker maak, en my woorde aan Derek op sy WhatsApp was gewees. Hy wou my 'n paar keer gesien het, en ek kan dit sommer vir julle lees daar waar dit staan. En ek het net vir hom gesê, ek het vir hom gesê ook, ek gaan so oor 20 minute regstreeks uit Port Nolloth praat oor die koerantberig, volg het gerus, ek sal agterna ook opname vir jou stuur. Hy het vir my gesê, asseblief oom, so ek sal hierdie opname ook vir hom stuur. Ek praat reguit, Derek ken vir my, en hy het vir my Augustus en September, die 23ste Augustus en Woensdag nog, het ek hom gevra, kom jy na Makwaland toe vir die Woeskusfees die naweek? Hy het gesê, dit sal 'n voorreg wees, oom Louis, maar is dit eie switch funksie nie? Ek meen, en daarna het ek weer met hom gepraat, en ek het vir hom gesê dat ek kommentaar gaan lewer op rapport. Hy sê, hy het dit nog nie gelees nie, wat geskryf is in die rapport nie, en hy wil ook nie graag eintlik nie, en dit is sy reaksie nou vanoggend gewees, en ek het met hom lekker gepraat oor die belange wat ek wil beskerm, en ons het gepraat oor die feit dat Tiaan ook by die hospitaal was en daar rond was, en dat dit nie 'n goeie idee was volgens sy ouers nie, en so aan, en ek het net vir hom gesê, hy het net, al wat waar is dat daar nie, dat nie weet waar ek oom staan nie, dit is wat hy sê, en dit sal ek en hy, dat ek nie weet waar ek met oom staan nie, en die rede is dat ek vir hom geskryf het, ek en jy moet eers ontmoet om te bepaal waar ons met mekaar in die Waarheid Media staan. Mense verwag het dat jy met die Waarheid Radio sou praat. Neem jou tyd, ek sal weer Woensdag volgende week terug wees. So ons sal daai gesprek hê, so dit is wat ons tussen ons gepraat het. So Johan Eybers, jy sal weer 'n donderse liegbek. Maar ons ken dit nou van Media 24. Die mense kan regtig nie die waarheid op 'n reguit manier praat. Kyk, die Waarheid Media gaan die Afrikaner leer wat die waarheid is. Ek vat julle nou maar stap vir stap, sal ons die Afrikaner, die boere vat, en die Waarheid Media gaan julle weer leer wat die waarheid is. Dit vat tyd. Ek moet sê, met tye is ek ongeduldig om die waarheid vir die Afrikaners en die boere te leer, maar ons sal hulle leer, net soos wat ek vir Willem Petzer op 'n paadjie gevat het, om hom te probeer die waarheid leer, net soos wat ek vir Skalk gevat het. En Woensdag, as die boere opdaag daar in Brits, dan sal ek hulle weer die waarheid leer, rondom wat regtig met Petrus en sy stap vir die boere aangaan, en hoe AfriForum heeltyd vir Petrus swak hanteer, omdat hy 'n swart man is, en omdat hulle debietorders by die blankes vat, en net hofsaake wat noodloos is, teen Julius Malema fight, en vir die blankes lieg rondom die redes. Die burgerregte organisasie kom, Louis kom parlement toe,
Ek gaan met julle lekker gesels wanneer ons in die parlement sit oor die ware feite in Suid-Afrika. Ons kan nie meer lieg nie. Daar is werklik 'n staatsman in Suid-Afrika nodig. Ek sal daar wees. En die Afrikaner kan maar 100 keer sê ek verteenwoordig hulle. Ek kom oor die Drakensberge manne. Julle gaan maar vat. Julle maar moet vat dat Liebenberg 'n verandering bring. En ook die mense wat lieg en veral die verregse boere wat hierdie land in oorlog wil lei. Broer, julle weet nie hoe die oorlog lyk nie. Gaan Israel toe, gaan Luatla toe. Ons kan nie eers meer met ketties skiet in hierdie land nie. So los nou maar die oorlog asseblief. Julle manne het nog nie oorlog gesien nie. Julle het nie julle derms van julle makkers gedra soos van die ouer manne nie. Ek het dit nou nie gedoen nie en julle weet ook wat ek daaromtrent sê. Maar van my ouderdom manne het die derms en die breins van die makkers in die hande gedra en die bloedspatsels op hulle uniform gedra. So ons weet waarvan ons praat. Ons kom uit die era waar mense nog gedink het en nie op Twitter en op al hierdie games was nie. Ons kan nog dink. Ons sit nie met ons gesigte heeldag in skerms van TV's en goed nie en van selfoontjies en praat met die girls en vertel hulle wat jy alles kan doen nie. Ons het dit self gaan doen. As ons 'n girl gevry het, het ons gery. En as ons al wou raps, het ons al geraps. Ons het dit nie vertel op WhatsApp hoe groot meneer ons is en hoe groot ons is nie. Dis nie die dinge wat ons doen nie en ons het nie prentjies van die girls verwag nie. Ons het sommer net vir hulle gaan vra vir die ma en die pa, kan ons hulle vry, dan vry ons hulle. So ek dink dis vir die oomblik genoeg. Die waarheid is dat Namakwaland verdwaal is, dat daar verdeeldheid is tussen blank en Nama, maar dat die werklike mense, dat die burgers op die grond eintlik met mekaar die regte stories praat. Die kakpraters, soos Veronica van Dijk en die vyande op groepe, hulle gaan altyd daar wees. Moenie dat hulle julle pla nie. Die ware boere is op pad. Louis Liebenberg is besig om sy saal op te saal vir die parlement. Liefde, vrede, lekker dag. Tata.